Eloise het met COVID relatief vroegerig aan die begin van COVID, toe kry sy COVID ernstig siek. En toe so die Februarie maand, ek dink 2022 is COVID hier so Junie, Julie maand se kant is die beperkings opgehef, nê. Maar daai Februarie maand raak sy ernstig siek en sy's vir 3 weke plat in die bed, maar dit is in daai tyd wat Larissa hulle valbal by die skool, jy weet, en nou is dit rok en gremering en naals en allerhande katoeties, jy weet, goeters waan paas, jy weet, ons is goed daarmee. En jette, en hier in April maand, nadat hy eintlik met verskriklik baie mense te doen gekry het, want ons het verskriklik baie mense begrawe, en ons het met baie siek, ek dink partykeer het ons met meer siek mense te doen gekry as party van die dokters, jy weet, maar anyway, en so toe April maand, toe kry ek het toe nou ook, en ek is ook toe nou omtrent vir 3 weke man down, gelukkig nie in die hospitaal nie, en seker so 3 maande later, kom ons die Sondagmiddag na kerk, kom ons by die huis, en ons eet so ietsiekie saam aan tafel, en Larissa sê, hoorie, ek moet dit nou asseblief nou nie verkeerd opneem nie. Maar sy het nou so 'n bietjie gedink, as een van ons twee nou sou moes gaan, dan moet dit asseblief nie mamma wees nie, want dan gaan ons sukkel, jy weet, so die eerste ding wat, en ek weet julle het die storie al gehoor, maar eerstens wil ek net sê, hoorie, ek wil net vir elkeen van die vrouens in ons lewens, in hierdie gemeente, in my lewe, wil ek net sê, sonder julle gaan ons sukkel. Rarig, dit is so St. so. En dan wil ek sommer net iets anders vertel, en daar's so hier en daar 'n paar van julle wat dit ken, maar so 17 jaar terug, kom Eloise na my toe, sy het op daai stadium, ek dink sy het so 10 jaar op daai stadium by Investec gewerk, en sy kom na my toe en sy sê, nee, maar sy sal eintlik graag saam met my by die kerk wil werk. Ek het glad nie gedink, dis 'n goeie idee nie. Ek was glad nie opgewonde daaroor nie. En, maar nou, jy weet, nou hoe sê ek nou vir haar op 'n mooi manier, jy weet, ek dink nou nie, dis 'n goeie idee nie, en toe gee ek nou vir haar 'n vreeslike heilige antwoord, en ek sê toe vir haar, nee, maar ek sal daaroor bid. Ek sal 'n bietjie daaroor bid, en by die Here hoor. Ons bid by die kerk. Ja, en die dominee bid ook, maar anyway, so ek gee toe nou vir haar 'n vreeslike heilige antwoord, en ek sê toe vir haar, nee, maar ek sal daaroor bid, en ek sal bietjie by die Here hoor, maar nou het ek vir haar gesê, ek sal daaroor bid, nou moet ek daaroor bid, en nou het ons 'n reeksie gedoen oor hoe om God se stem te hoor, en ons het vir mekaar gesê, as jy God se stem wil hoor, dan moet jy nie daar instorm met jou agenda, jou idees, jou planne, en vir die Here sê wat jy wil hoor nie, so jy lê jou wil neer, en dan sê jy vir die Here, okay, Here, praat met my, nou ja, jy het nou gehoor, ek het sterk gevoelens, no can do. Anyway, ek gaan bid daaroor, en die Here gee vir my Spreuke 31 vers 9 en 10, en ek sal dit nou vir julle lees, en ek voel toe, okay, die Here praat met my daaroor, en ons gaan praat toe destyds met die kerkraad daaroor, en lang storie kort te maak, en sy raak toe nou betrokke by die kerk. Ek wil net vir julle sê, Investec betaal baie beter salaris as wat die kerk betaal, jy weet, so ek was so, okay, hier gaat ons, jy weet, alright, so Here, nou moet jy maar voorsien. Maar die skrif wat die Here vir my gegee het, was Spreuke 31, wat sê, 'n knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene, haar man steun op haar, en pluk die vrugte van haar harde werk, sê party vertalings. Sy bring vir hom net voordeel en nie nadeel nie, haar hele lewe lank. En meeste van julle wat hier by die kerk werk, die personeel het al reguit vir my gesê, luister, as jy waai, ons sal nog stiek, maar as Eloise waai ons ook, jy weet, so, ons kan vir haar hande klap. En ek wil regtig sê, dis rarig waar van Eloise. Maar as ek kyk na 'n klomp van die vrouens in hierdie gemeente, en ek kyk na 'n klomp van die ma's in die gemeente, dan is dit werklik waar van julle ook. Julle is knap vrouens. Julle is meer werd as edelstene. Ons mans steun op julle en pluk die vrugte van julle harde werk. Julle bring vir ons voordeel en nie nadeel nie. En ons pluk die voordeel van julle harde werk. So ons wil vir julle vrouens dankie sê. Dis waar van my vrou, maar dis waar van baie van die ander vrouens in hierdie gemeente. Ek hoop Ruben het hierdie video mooi geëdit. Want julle kinders het vir ons 'n paar interessante goeters te sê gehad oor die mamas in die gemeente. Hier gaat ons.
Wie spandeer die meeste geld, mamma of pappa? Mamma. Okay, hoekom? Want elke keer as sy met Checkers gaan, dan koop sy net sweets en dan koop sy 'n bietjie van ons. Wie het mamma geleer hoe om kos te maak? Jesus. Ouma. My ouma. Ek. 'n bietjie. My pa het my geleer en toe het ek aan my ma geleer. My ouma. Hoe weet mamma hoe om vir jou te sorg? Sy het gekyk hoe haar ma dit doen. Ek dink haar mamma, Hoekom is mamma so mooi? want die is niet al so gemaak. Hoekom is mamma so slim? Want hulle werk baie hard. Dink jy mamma het 'n superkrag? Wat is haar superpower? Sy is lief vir God. Ja, Wat is haar superpower? om lief te wees vir haar kinders. Ja, Wat is haar superkrag? om ons veilig te hou. Ja, Wat is haar superkrag? om baie vinnig te koor. Wat is haar superkrag? Sy sorg ons elke liewe dag. Dink jy mammas kan alles sien en hoor? Ja, Hoe weet jy dit? sy weet altyd wat by ek met die aangaan. Hoe dink jy weet sy dit? As ons in die kamer is en iemand praat met haar, dan sal ek met die gewoonlik beklei, dan kan mamma dit hoor. Ja. Okay, hoe weet jy dit? Want baie keer as ek haar roep, dan hoor sy mamma. Ja, Hoe weet jy dit? want hulle vind altyd alles uit. Ek dink so. Hoe weet jy dit? Maar elke keer as ek soos iets doen en ek weet dit is stout, dan weet sy ek lief daaroor. Hoekom dink jy weet mamma so baie goed? Want sy was voor my gebore. Het mamma skool toe gegaan? Ja, maar baie keer was sy te bang vir haar juffrou, so toe hardloop sy weg. Dink jy mamma was soet of dink jy mamma was stout toe sy 'n dogtertjie was? Was sy soet? Hoekom dink jy was sy soet? Want sy het luister vir my. Soet. En het baie keer stout. Maar net een. Ek ken haar, sy was net een keer stout. My ma was 'n baie soet dogter. Was sy 'n soet dogtertjie? 'n soet dogter. Hoekom sê jy so? Want sy is mooi. Sy was baie stout want sy het elke dag paks gekry. Wat dink jy doen mamma wanneer sy nie werk of kos maak nie? Hulle in die bed en op 'n foonspel. Wie kyk na mamma? Sy kyk vir my. Kyk sy vir jou. Okay. En wie kyk na mamma? Papa. Kyk papa na mamma. Oh mamma. Wie kyk na pappa? Ek dink my ma kyk na hom en hy kyk na my ma. Eet mamma skelmpie sjokolade en sweeties? Nee, papa doen. Hoe weet jy dit? Want elke keer as mamma vir ons sweeties koop, en ek sal gewag en dit is weg. En dit was nie julle nie. Ja, dan is sweeties papiere langs papa. Nou en dan. Ja. Hoe weet jy dit? Want baie keer hoor hulle, dan hoor ek, as ek slaap, dan hoor ek hulle eet chocolates baie keer in die bed of hulle kyk TV met chocolates. Ek nie veel. Jy sien. Ja, saam papa. Saam met papa. Okay. Wat doen mamma wanneer sy alleen in die kar ry? Sy gaan Bybelstudie toe. Wat doen mamma wanneer sy dink niemand kyk nie?
Slaap. Wat sal mamma doen as sy die lotto wen? Ek dink sy sal dalk kombuis opstel en meer goed koop vir haar. Hou mamma daarvan om te slaap of staan sy baie vroeg op? Sy slaap. Wat doen mamma heel eerste in die oggend? Drink pille. Maak vir ons koffie. Dink jy sy kan 'n ninja wees? Ja, Hoekom? sy beskerm ons baie mooi. Baie oulik. Bestuur mamma vinnig of stadig? As die mense dom ry, dan ry sy vinnig. As die mense mooi ry, dan ry sy stadig. Nie speed limit. In die speed limit. Okay. Het mamma vlerke? Ja, Hoekom dink jy so? sy gee baie om vir ons. Dink jy pappa sal heeltemal alleen na jou kan kyk vir 'n hele jaar as mamma vir 'n hele jaar lank met vakansie gaan? Nee, want hy kan nie hoor het. Kan hy die hare doen nie? Not a chance. Hoekom nie? Want dan sal dit te moeilik wees. Dit sal te moeilik wees, jy's reg. Nee, Hoekom nie? want ons is baie stuk. Nee. Not a chance, papi. Ja, wat het ek gesê? Julle vrouens sonder julle gaan ons sukkel. Jy weet so ja, kan julle vir my oorsit. Goed, ons praat so 'n bietjie oor maas. Ek gaan 4 vinnige gedagtes met julle deel. Satan teiken strategies in die begin van die skepping. Strategies teiken hy die vrou, maar Jesus kom paar eeue later en strategies gebruik hy die vrou om herstel in lewe te bring. Vrouens was die persone wat eerste vir Jesus erken het en vrouens was die persone wat vir Jesus finansiëel gesorg het. So ek wil sommer net vinnig oor daai 4 gedagtetjies wil ek gou praat. Satan teiken strategies vir die vrou om dood in die wêreld in te bring. Hoorie, ons is nou in 'n land wat ons nou almal baie trots is op die Springbokke. En daar's 'n baie goeie afrigter en daar's 'n baie 'n strategies saamgestelde, 'n baie goeie afrigtingsspan. Maar voor 'n wedstryd, dan werk hulle planne uit en hulle het hulle strategieë. En wat ons nogal daarvan hou, die Springbokspanne in die verlede was altyd baie voorspelbaar en altyd net een manier gehad om te speel. Maar met Rassie hulle daar is daar altyd 'n verrassende en 'n ander en 'n nuwe element wat hulle inbring en iets wat die ouens nie verwag nie. Maar hulle is strategies. Hulle is strategies met dit wat hulle doen. Hoekom? Want hulle wil wen. So om te wen, werk hulle die beste moontlike plan uit om die wedstryd te kan oorheers en om te kan wen. Nou, daar's 'n spreekwoord in Engels wat sê God is the most intentional person in the universe. Hy is baie strategies. Hy is baie intentioneel. En onthou nou, daar was 3 aardse engele en dit was Lucifer en dit was Michael en dit was Gabriel, daai 3. Maar Lucifer het in opstand teenoor God gekom en hy het in die hemel, hy het in daai atmosfeer het hy gewoon en geleef en gewerk. En hy het geweet hoe strategies God is. En hy word uit die hemel uitgewerp en nou kom hy met 'n strategie, nou kom hy met 'n plan. Maar hy wil wen. En hy wil by God steel en hy wil by God roof. En om dit te kan doen, werk hy 'n plan uit oor hoe kan hy wen. En hy kies strategies. Moes hy nou kies, gaat hy die man aanval of gaat hy die vrou aanval? En omdat hy geweet het, die vrou gaan potensieel die grootste impak hê, het hy haar geteiken. En kom ons gaan lees net gou vinnig daai storie. En ons almal ken hierdie storie. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is. En hy het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? En een van die eerste maniere hoe die duiwel ons aanval, hoe hy ons almal aanval is
Hy kom altyd met die woorde, het God regtig gesê? Staan hierdie regtig in die woord? Is hierdie belofte regtig vir jou bedoel? En die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die bome in die middel van die tuin, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, ag, julle sal beslis nie sterf nie. Nou kom hy met 'n leuen. Satan kom met twyfel in die woord, hy kom werk altyd met 'n leuen oor jou identiteit, jou toekoms, jou potensiaal, wie jy is. Hy werk altyd met 'n leuen. Jy sal beslis nie sterf nie. Maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi is om na te kyk, begeerlik is omdat dit kennis kan gee. En sy het van die vrugte gepluk en geëet, en sy het dit ook vir haar man by haar man staan daar, hy sê niks, hy bly stil. Die ouens praat oor the silence of Adam. En baie keer, dis 'n preekreeks van sy eie. En sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. So, wie van julle het groot geword met die gedagte en al preke gehoor met die gedagte, ja, die vrou is die swakker geslag. En omdat sy die swakker geslag is, het Satan gekom en haar aangeval. En dit is nonsens. Dis nie wat hierdie gedeelte sê nie. Baie van ons het groot geword met die gedagte, die vrou is na die man geskep, so die vrou is minderwaardig. Die vrou is nie minderwaardig nie. Die Bybel is duidelik daaroor dat die vrou is die man se gelyke. Sy is die man se gelyke. Sy is nie minderwaardig nie, sy is nie die swakker geslag nie. Vandag wil ek die gedagte in julle midde lê, dat die duiwel het gekom en hy het juist die vrou geteiken, want hy was strategies, he was intentional, want hy wou gekyk het, hoe kan hy die grootste skare aanrig? Wie gaan potensieel die grootste impak op die samelewing en op die wêreld kan hê? En daarom het hy die vrou geteiken. Julle is nie minderwaardig nie, julle is nie swakker nie, julle is nie minder nie, God het man en vrou as gelyke geskep. Ons het verskillende rolle. En die Bybel is, Genesis, en dit is ook 'n preekreeks op sy eie, die vrou is die man se helper, en die Here het aan die man die leidende rol toegeken. Maar dit is nie 'n swakker en 'n minderwaardige rol nie. En dit is baie belangrik dat ons nie deur die samelewing gaan, en laat ons met daai denke deur die wêreld gaan nie. Daar's baie gelowe, en die ooste is nou om verskillende redes nou weer baie in die nuus. Maar vir my is dit so hartseer om baie van daai oosterse lande na te kyk, en hoe hulle vrouens onderdruk, en vrouens mag nie gaan studeer nie, en vrouens mag nie bestuurslisensies kry nie, en hulle mag nie dit nie, en mag nie dat nie. En wat my betref, dink ek kyk na daai samelewings, dan dink ek, hoe onnosel, en ek dink, hoe arm, en ek dink, die waarde, die kreatiwiteit, die waarde wat vrouens toevoeg tot 'n huishouding, die waarde wat vrouens kan toevoeg tot die samelewing, die waarde wat vrouens kan toevoeg tot besighede waar hulle by betrokke is. En dan dink ek, hoe jammer, hoe hartseer is dit, dat die vrou nie in daai lande haar rol gegee word. En die verskil wat dit kan maak in daai lande se samelewing, se huishoudings, se ekonomie, se finansies nie. Maar ons moet pas op dat ons in die Christenwêreld nie 'n soortgelyke tipe van denke het en dink die vrou is minderwaardig nie. Daar is wonderlike kwaliteite wat Eloise het as vrou wat ek as man nie het nie. Maar daar's weer kwaliteite wat ek as man het wat sy nie het nie. Maar hoorie, saam het ons 'n klomp kwaliteite. We are truly better together. En ons het al baie vir mekaar in hierdie gemeente gesê, 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander een hom ophelp. As 2 saam slaap, sal hulle warm word, maar as 1 alleen is, hoe sal hulle warm word? En dan sê hy, 1 alleen kan oorweldig word, 2 saam kan weerstand bied, maar 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie, sê Spreuke 4. So, Satan kom en hy teiken strategies die vrou, oordat hy, nie omdat sy swakker is nie omdat sy die mindere is nie, maar omdat hy geweet het, die potensiële impak wat sy kan hê.
En nou is dit interessant, as jy 2000 jaar of 'n paar duisend jaar fast forward, is nou 2000 jaar terug vir ons en so 4 na 6000 jaar afhangend van hoe jy tel. En ons kom by Jesus en ons kom by God wat na die samelewing kyk en hy wil die wêreld red en hy wil herstel bring en hy wil restaurasie bring en hy wil nuwe lewe bring, hy wil versoening met God bring. En toe kyk God strategies na die wêreld en hy sê, maar hoorie, wie gaan ons gebruik? Deur wie gaan ons werk om lewe te bring, groei te bring, nuwe krag, nuwe vitaliteit, herstel te bring? En toe God so na die wêreld kyk, toe wie kies hy? Toe kies hy 'n vrou. En hy kies vir Maria uit om daai herstel. En weer eens is God strategies en hy kyk na maar, hoorie, wie gaan die grootste impak hê? Wie gaan my glo? En toe identifiseer hy 'n vrou in die proses. En kom ons gaan lees net die storie. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap, Elisabeth is nou familie, sy het geboorte gegee aan Johannes die Doper, so Jesus en Johannes die Doper is neefies. Sy swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. En sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy vir haar, ek groet jou, begenadigde. En ek dink sy het onmiddellik jy weet, hier daag 'n engel op, ek groet jou begenadigde. Sien, dit gaan bietjie taaf, dit gaan bietjie taai, dit gaan bietjie swaar. Excuse me, you're talking to me. Jy weet, so of die regte persoon weet. Goed, die Here is by jou. Toe die engel met daai boodskap aankom by Gideon, en hy sê, excuse me, want die engel sê vir hom, hoor, die Here is by jou. Hy sê, excuse me, het jy gesien hoe gaan dit met die Israeliete? Ons is swaar, dit gaan swaar, ons is arm, ons is onderdruk, ons word uitgebuit, ons is nie vry nie, excuse me, die Here is by ons. Maar dis presies die boodskap wat hy vir Maria gee. Hy sê, die Here is by jou. En sy was verbuisterd oor hierdie woorde, en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. En die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word, 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Ek meen, praat oor 'n prophetic word, sure. En hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, maar hoe, hoorie, ek en my ma die bytjies en die blommetjies gesprek gehad, ek hoor niks hiervan nie, okay, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie. En die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. En daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant aan jou, Elisabeth, het in haar hoë ouderdom self ook 'n seun ontvang. En sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. En Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat u gesê het, en toe die engel van haar al weggegaan. En wat ongelooflik is van Maria, hy sê, niks is vir God onmoontlik nie. En hoorie, it's not, the Christian walk is not called the understanding, it's called the faith. Want sy het nie verstaan wat die engel vir haar gesê het nie, sy het nie verstaan hoe dit gaan werk nie, sy het nie verstaan hoe dit gaan plaasvind nie, sy het nie verstaan hoe die Heilige Gees oor jou kan kom en lewe binne in jou verwek nie, maar sy het dit geglo en sy het dit aanvaar en die engel het vir haar gesê, niks is vir God onmoontlik nie. En God kies haar as vrou strategies uit, want hy het geweet, sy sal hom glo, hy het geweet, alhoewel sy dit nie verstaan nie, sal sy staan op die woord, en deur haar het God die verlosser in die wêreld gebring, wat herstel en versoening vir jou en vir my bewerkstellig het. En weer eens werk God strategies en gebruik hy 'n vrou om dit te bewerkstellig. En dan as ons so deur die Bybel blaai, dan is dit vir my ongelooflik om te sien hoe vrouens eerste vir Jesus herken het. As jy so deur die Bybel blaai, daar is geen Fariseer man, geen Sadduseer man
wat Jesus herken het, wat geweet het die Messias is op pad, wat toe hy daar tussen hulle gewoon en gewerk het, wonderwerke gedoen het, dooies laat opstaan het, daar was geen van die mans wat hom herken het nie, om die waarheid te sê, hulle het hom teengegaan, hulle was jaloers op hom, hulle was afgunstig op hom, hulle het planne gemaak om hom dood te maak, en uit hulle jaloerse godsdienstige mindset uit, was hulle die ouens wat vir Jesus aan die kruis gespyker het. Die eerste mense wat vir Jesus herken het, vir wie hy sou wees en vir wat hy sou doen, was vrouens, nie mans nie. As ons Lukas lees, net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, Elisabeth is nou familie van Maria, en die kindjie in Elisabeth se moederskoot beweeg, en sy is met die Heilige Gees vervul, en het hard uitgeroep, geseënd is jy onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou moederskoot. Waaraan het ek het te danke, dat die moeder van my Here, die moeder van my Messias na my toe kom. En die Jode het vir eeue lank uitgesien na die koms van die Messias. Wie sien dit eerste raak? Wie snap dit? Elisabeth, 'n vrou, nie 'n priester nie, haar man was die priester, hy kop dit nie. Sy, as Elisabeth, sien dit eerste raak. Kyk, net toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat glo, dat in vervulling sal gaan, wat die Here vir haar gesê het. En Elisabeth snap, maar hoorie, hierdie is 'n spesiale kind, hierdie is die Here, hierdie mag dalk net die Messias wees. Elisabeth sien dit eerste raak. Dan was daar 'n profetes met die naam van Anna, en sy was al oud gewees in haar 80er jare, 'n dogter van Faniel uit die stam van Aser. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud, en na haar man se dood het sy 'n weduwee gebly. Sy is nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie, en het God dag en nag gedien deur te vas en deur te bid. En juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank, en oor die kindjie gepraat, met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. En hierdie vrou vas en bid, dis haar manier hoe sy die Here dien, baie tyd in die tempel spandeer. Hulle kom om die kindjie op te dra aan die Here, en hierdie profeet sien raak, maar hierdie is die Messias, hierdie is die verlosser, hierdie is die langverwagte een. En weer eens, wie snap dit? Nie die godsdienstige leiers, nie een van die manne nie. Daar was geen man op daai stadium wat dit raak gesien het en gesnap het nie, maar Anna die profetes snap dit en sien dit raak. En dan die laaste gedagtetjie wat ek net vinnig met julle wil deel is vrouens het finansiëel vir Jesus gesorg. Hoorie, julle ken nou julle weet nou mos hoe spot die ouens en sê as jy nog nie seuns groot gemaak het nie, het jy nog nie kinders groot gemaak nie. Wie van julle het seuns groot gemaak wat julle uit die huis uit geëet het? Steek net gou 'n bietjie die hande op. Op 'n stadium het Eloise vir my gesê, prys die Here ons dogters, want as hulle soveel soos jy geëet het, het ons dit nie finansiëel gemaak nie. Jy weet so baie van ons weet hoe seuns jou uit die huis uit kan eet. Kan ek gou vir julle vra, hoeveel dink julle eet 12 volwasse honger Judeese mans? Ek dink hulle eet 'n bietjie baie. Ek dink as hulle daar uit was op 'n bedieningsveldtog en hulle daar in die stowwerige strate van Judea gestap en hulle kom terug, papi, dan is hulle honger. En my vrou het al 'n paar keer vir my gesê, jy's nie honger nie, jy's hangry. Jy weet, so ek dink hulle kom hangry terug. Nie 1 of 2 seuns nie, 12 volwasse, honger, Judeese mans. En weet jy wie het hulle aan die lewe gehou? Vrouens. Vrouens het vir hulle gesorg, en kom ons gaan lees dit. Skus, ons lees sommer net baie skrif vanoggend. In die tyd wat nou gevolg het Jesus die land deurkruis, van die een stad en die een dorp na die ander. Hoor jy, as jy ver gestap het, dan sê wat daarna? Honger, papi. Oral het hy gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Hoor jy, ek wil net vir julle sê, as ek op 'n Sondag by die huis kom, dan is ek honger. Jy weet, as Eloise nie vinnig genoeg is, dan wil ek 'n hap uit die tafel uitvat. Ek het al gedink om margarine op die tafel te smeer en 'n hap te vat. So hulle het gaan preek, die koninkryk van God oral verkondig, honger teruggekom. Die 12 was saam met hom, so dis 13 honger Judeese mans. En daarby 'n aantal vroue wat van bose geeste en siektes genees was.
Daar was Maria, bekend as Magdalena, uit wie 7 bose geeste uitgegaan het. En Johanna, die vrou van Chusa, 'n hoë amptenaar van Herodes, en Susanna en baie ander. Hierdie vroue het uit eie middele vir Jesus en die 12 gesorg. Wie was dit wat Jesus se bediening gefinansier het? Wie was dit wat hierdie 12, 13 honger Judeese mans gevoer het? Vrouens, uit hulle eie sakke uit hulle eie middele uit, het hulle vir Jesus gesorg. Maria Magdalena, she had been delivered by Jesus and became one of his most faithful followers. She was present at the crucifixion, saw where Jesus was buried, and became the first person to witness and announce the resurrection. Net so vir die interessantheid, toe Jesus gekruisig is, hierdie 13 honger Judeese mans, toe doen hulle wat? Toe hardloop hulle almal weg. Markus, ek dink die van julle wat visueel ingestel is, Markus het kaal weggehardloop die aand toe hulle vir Jesus, hulle die laken van hom afgepluk, en ek dink jy het net so in die donker 2 sulke wit boutjies so sien beweeg, soos wat hy gegat het, papi. Al die mans hardloop weg, behalwe Johannes. En wie het by Jesus gebly tot reg aan die einde? Wie was konsekwent? Loyaal. Wie het vasgebyt, wie het deurgedruk, wie het aangehou, wie het by hom gebly tot aan die einde? Vrouens. Paar vrouens by die kruis het oorgebly. En dan lees jy Johanna, die vrou van Chusa, sy was Herodes se huishoudster en sy het vir Jesus gesorg. En dan kry jy Maria, die ma van Jesus, sy is een van die min vrouens wat reg deur die kruisiging by hom was en vasgebyt het en deurgedruk het en aangehou het om vir hom te voorsien. Jy kry van Martha. En wat interessant is, as jy kyk na Jesus se bediening, die een ding wat hy konsekwent gedoen het, was om vrouens te bemagtig. Hy het vrouens toegelaat om by sy voete te sit, dit was ongehoord in daai tyd. 'n Rabbi het geen vrou by sy voete laat sit en toegelaat dat hulle ook leer en groei nie. En hy het daai sosiale norme en grense en glass ceiling waarvan ons vandag praat, hy het dit deurbreek. En Martha was een van sy disippels gewees. Dan kry Maria van Betanië, sy het duur albasterfles van parfuum oor sy voete uitgegiet. En dan kry jy vir Salome, daar's baie Maria's, die moeder van Jakobus. Sy het saam met Jesus vasgebyt en deurgedruk tot aan die einde en was ook een van die vrouens wat vir hom voorsien het. So kom ons mans kan partykeer nogal bietjie chauvinisties wees. Ons kan in die Christen wêreld kan ons dink die vrou is die swakker geslag. Die vrou is die mindere, sy is nie die swakker geslag nie, sy is nie die mindere nie, sy is die man se gelyke. Sy het kwaliteite wat die man nie het nie, en die man het kwaliteite wat die vrou nie het nie. So, sy was nie die swakker geslag, en daarom het Satan haar geteken nie. Hy was strategies. Maar God was strategies, en hy het weer die vrou geteken, om lewe en herstel, en finansiële voorsiening vir Jesus te bring. En hulle was van die eerste mense, wat vir Jesus herken het. So vandag, ons wil vir elke vrou in hierdie gemeente. En party van julle is in huise waar julle waardeer word. Party van julle is in huise waar kinders besef wat julle vir hulle doen, wat julle vir hulle opoffer. Party van julle is in huise waar dit uitgespreek word, maar baie van ons is in huise waar dit maar net for granted gevat word, waar jy nie waardeer word nie, waar die waardering nie uitgespreek word nie, waar daar nie mooi met jou gepraat word nie, en waar jy eintlik as die minderwaardige gesien word. En vandag wil ek, namens ons manne, wil ons sê, ons is jammer, maar vandag wil ons ook vir julle dankie sê. Dankie sê vir dit wat julle doen, vir dit wat julle in ons lewens vestig. En soos wat die een seentjie gesê het, hy sê, wat was die eerste, Amanda vra vir hom, sy sê, hoorie, wat is die eerste ding wat die mamma vir jou doen in die oggende? Bring sy vir jou koffie of ontbyt in die bed? Nee, sy drink pille. Maar soos wat hy ook gesê het,
No way. My pa sal nie 'n jaar sonder my ma vir ons kan sorg nie. En ek wil net vir julle sê, sonder julle sal ons sukkel. Sonder julle sal ons sukkel. Dankie vir julle opoffering. Dankie vir julle tyd. Dankie vir die vroeg opstaan, laat gaan slaap. Baie van julle is 'n broodwinner. Baie van julle is 'n man vir julle vrouens, 'n ma vir julle kinders, behartige huishouding, behartige bediening en dan 'n klomp ander dinge. En dankie vir wat julle doen. Ons sien dit raak. Ons waardeer dit. En vir elke vrou wat hier sit, wat sleg behandel is, abuse is, verbaal, fisies deur mans, wil ek vandag ekskuus sê. Jammer dat ons nie die skoonheid en die waarde van jou raak sien en waardeer nie. Dis jammer dat die duiwel dit raak gesien het. Maar vandag is dit wonderlik om te weet, ons het die hemelse Vader wat dit in jou raak sien. En as jy vandag hier sit en jou kinders is ver, en die hart is seer, mag jy ervaar, jou hemelse Vader sien jou raak. En daar is 'n spesiale kroon en beloning vir jou. Ag, en kan ek vra dat die manne gou opstaan? En weet jy wat, ons as mans kan partykeer hard wees. Ons kan partykeer kort af wees. En ons kan ongevoelig wees en ons kan onnadenkend wees. En partykeer het ons met ons dade, en partykeer het ons met ons woorde seer gemaak. Daar's twee woordjies wat jou baie ver bring met God. Twee woordjies wat jou baie ver bring met God. En dis die woordjie ekskuus en die woordjie dankie. En dis twee woorde wat ons nie dikwels gebruik nie. En ek wil vir die manne vandag vra, as daar van julle is wat met huis toe gaan, en as julle dalk gaan uit eet, of dalk ietsie spesiaals doen, en jy het nodig om een van daai twee woordjies of al twee te gebruik, wil ek vandag vir julle challenge, julle as manne, gaan sê jammer, waar jy jou vrou of jou dogter seer gemaak het, en dan gebruik 'n bietjie die magic woordjie. Gebruik 'n bietjie die woordjie dankie. Julle manne, sal julle dit doen? Jammer en dankie. Met die manne wat so staan, kom ons bid saam. Vader, ons wil vandag as mans kan ons partykeer hard wees, ongenaakbaar wees, koud wees, ongevoelig wees. Partykeer kan ons onsensitief wees, partykeer is ons net eenvoudig selfsugtig. Partykeer, Here, is ons net afwesig. Partykeer werk ons so hard dat daar's nie tyd vir my vrou en my kinders nie. En partykeer, Here, deur die goed wat ons doen, en partykeer deur die goed wat ons nie doen nie, maak ons seer. En Here, dis hartseer dat die duiwel raak gesien het. Hoe belangrik, hoe strategies, wat se rol die vrou kan speel. Maar Here, dankie dat ons 'n God in die hemelse Vader het, wat ook kan sien die waarde, die impak, die pragt, die skoonheid, die impak wat 'n vrou kan hê. En Here, waar ons as mans dit as vanselfsprekend ervaar het of gevat het, wil ons vandag kom sê ekskuus. En waar ons dalk abuse het met ons monde of dalk selfs met ons hande, wil ons kom sê ekskuus. En Here, vandag wil ons kom dankie sê vir die sagte, die mooi,
die vroulike, die ander soortige help, gelyke wat U vir ons gegee het. Here, sonder hulle gaan ons sukkel. En dankie vir elke vrou, dankie vir elke ma, vir elke sussie wat in ons lewens is, en dat U vir ons geseën het met hulle.